My vraag is, hoekom sal jy dien? Ek in my huis en sal die Here dien. Hoekom? Jy weet die antwoord hier. Dien jy uit plig? En dis my werk. Dis die regte ding om te doen. Tradisie. Of dien ons hom omdat hy God almagtig is? Dien ons hom omdat hy ons gesmaak het hoe goed hy is? Dien ons hom omdat hy ons uit die duisternis kom haal uit? Want dan gaan jou diens heeltemal anders lyk, want dit gaan uit 'n plek van liefde kom, nie uit 'n plek van plig nie. En ek en jy moet verstaan dat die Christelike lewe is nie 'n maklike lewe nie. Spoiler alert. Dit is nie 'n maklike lewe nie. Maar dit is 'n lewe wat ek en jy die grootste voorreg het wat ons kan kry. En dit is om in intimiteit en verhouding met ons Vader te kan stap. En dit maak op vir al die sleg. Ons het in die week toe lees ons so 'n psalm wat sê, many are the afflictions of the righteous. Oh boy, prosperity preach gou daai ding. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord helps them out of all of them. Elkeen van ons gaan deur afflictions gaan, slegte goeters, negatiewe goeters, maar die Here gaan ons deur elkeen van daai goeters dra. En hierdie lewe dis nie 'n sielsdodende, vreugdelose reëls en regulasies wat ek en jy moet onderhou nie. Dit is 'n vreugdevolle, ek wil quoteer, 'n vreugdevolle reis van gehoorsaamheid en intimiteit met ons liefdevolle Vader. Maar as jy nie van die begin af verstaan dat hy 'n liefdevolle Vader is nie, dan gaan jy miskien dinge so skeef kyk. For my English friend, he's a loving father. Ek het Engels in, so you sorted. So ek gaan julle vra om gou oop te maak. Ons gaan 'n bietjie rondblaai by 1 Johannes 5. Amper agter in jou Bybel, 1 Johannes 5. Ons kan hom op die skerm ook gooi, maar lees hom in jou eie Bybel, merk hom, is belangrik dat ons self in die woord kom. 1 Johannes 5 vers 3. Hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dit wat die Here van ons vra en van ons verwag, is nie moeilik of swaar nie. En as jy hoor, dis nie swaar nie, wat is die eerste ding wat in jou kop inspring? Nog 'n versie wat Jesus van gepraat het. Yes, well done. Matteus 11. Ek het gesê julle gaan rondblaai, so skus. Terug na Matteus 11 toe. Matteus 11 vers 28. Sy kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daai rus wat my skoonpa laasweek van gepraat het, jy voel sommer so, wanneer jy dit hoor, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Wie het al ooit gesê, ek soek rus vir my siel? Soek jy rus vir jou siel, doen wat dit sê. Vers 30, want my juk is sag, en my las is lig. Ons moet onthou, daar is nog steeds 'n juk, en daar is nog steeds 'n las, maar dit is die juk en die las van Christus. En ons gebruik baie keer die prentjie van die volk in Egipte, as 'n beeld van ons ou lewens. Onthou, die volk was in Egipte onder slawerny, ek en jy in ons ou lewens was slawe van sonde gewees. En die ding wat vir my uitgestaan het van daar's so 'n gedeelte wat sê dat Farao het taskmasters oor die volk aangestel. Drywers in Afrikaans. Dit is nie chauffeur-drywers nie, drywers. En die betekenis van drywers is, dit was wat hulle gedoen het, dis om te druk, te dryf, te onderdruk, en veel eisende druk uit te oefen. Dis presies die teenoorgestelde van rus. So ek en jy in ons ou lewens van sonde, ons was onder 'n baie wrede drywer. Ons eie liste,
Satan, alles wat hy vir ons gemaak het, vir ons gehad het, en dit was depressing. Sê vir iemand langs jy, dit was depressing. En Jesus kom en hy sê, neem my juk, my las, dis lig, julle sal rus vir julle siele kry. En ek en jy het vanoggend die voorreg om God ons Vader te noem. En ek dink persoonlik as ek kan praat, is baie keer vergeet jy dit, want jy raak het so gewoond. Dit is 'n absolute voorreg om weer in verhouding met God Almagtig kan staan. En ek het dit Woensdag 2 weke terug ook gesê, dit bly vir my amazing, dat wat Adam in die tuin verloor het, wat ek en jy ook, as ek Adam was, presies dieselfde gedoen het Jesus ook in 'n tuin, die tuin van Getsemane, het hy vasgevat, toe hy sy wil neerlê. En hy sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Toe begin die proses van herstel. En hy het ons teruggekoop. Ek en jy kan weer in verhouding staan. Soos Karen gesê, die hoëpriesters kon 1 keer 'n jaar in die teenwoordigheid van God kom. Ek en jy kan enige oomblik. Inteendeel, die teenwoordigheid van God woon binne in my. En daar breek 20.000 neurons in my brein as ek daai goed lees, want dit is net so groot om te verstaan. En hier's die verborgenheid. Ek dink ek weet nie of ons vanoggend van 'n liedjie van het gesing nie, maar die verborgenheid wat niemand sien kom het nie, is dat God vlees geword het, sodat hy sonde gemaak kan word, sodat ek en jy geregtigheid van God kan word deur sy dood en opstanding. Dis hoekom dit Amazing Grace genoem word. En ek het dit eendag ook gesê, God het Jesus hanteer, asof Jesus my lewe geleef het, en jou lewe geleef het. Want hy het nie sonde gehad nie, maar hoekom was hy gekruisig? Hy sonde gemaak. En God hanteer my en jou, asof ons Jesus se lewe geleef het. Perfek. Dis Amazing Grace. En net vir interessantheid, die woord grace in sy eenvoudigste vorm beteken om te kry wat jy nie verdien nie, in die positiewe manier. Nie soos as jy en jou sussie beklei het en sy maak droog en jy kry pak nie. Nie daai om te kry wat jy nie verdien nie. Ons het God se onverdiende guns ontvang. Ons het vergifnis van ons sonde ontvang. Dit is genade. En die ander ding wat ons ontvang het, is sy barmhartigheid of sy mercy. En dit is om dit wat jy wel verdien, nie te kry nie. Want wat het ons verdien? Die dood. Ek en jy die loon van ons sonde verdien, die dood. Maar wat kry ons? Vergifnis en 'n nuwe lewe. Dis goeie nuus. Dis die goeie nuus. Ek sê altyd, as jy 'n moslim is die beste ding wat jy vir Allah kan wees as 'n slaaf. Jy's nie sy seun nie. Hy het nie kinders nie, inteendeel. Maybe as jy jouself opblaas, sal hy nice van jou dink. Wys my 'n ander geloof wat ons het. Maar dan die ander ding wat so 'n bietjie bad is hoe gedrewe daai ouens is in vergelyking met ons. Dit is soms 'n bietjie 'n klap in die gesig. Wat? 72? Virgins, nee, daai is 'n shame. Ek gaan 'n verrassing en 'n verrassing kry. So, okay. Dit is nie spot is 'n bid vir hulle. Okay, so Henry het so 2 weke terug die voorbeeld gebruik van Jesus in die tempel en hy's missing vir 'n klomp dae en sy ouers daag op en my seun, wat het jy gedoen aan ons? En hy sê, wat bedoel julle? Julle nie geweet ek moet met my vader se besigheid besig wees nie? En Henry het klem gelê op die moet besig wees, want Jesus het om en by 12 het hy verstaan, eerstens hy het 'n ander vader. Ek kry altyd vir Josef jammer. Sy, mens lees nie baie van hom nie. Hy het 'n ander vader en dat daai vader het 'n spesifieke doel vir sy lewe. So wanneer ons praat van roeping, want dis nou die ding waar ons die afgelope tyd al van gepraat het en ek dink julle seker al moeg om te hoor van roeping. Maar wanneer ons van roeping praat, moet ons verstaan dat roeping is nie net een ding nie. Roeping kan verwys na die spesifieke wil wat God vir jou lewe het. Right? So elkeen van ons is geroep vir iets spesifieks wat net jy kan doen. Kan jy 'n glas water kry asseblief? Ag, dankie. So diensbaar. My helper, ja. My gums plak in my lippe vas. So wanneer ons praat van roeping, is dit die spesifieke wil
wat God vir elkeen van ons het, en dan ook wat Henry gesê het, jou roeping is jy is kind van God. En dan alles wat daarmee gepaard gaan. So my en jou primêre roeping, sodat ek en jy weer God Vader kan noem, is om tot redding te kom, om sy kinders te word. Dit is my en jou eerste primêre roeping. Dankie. So ek en jy is geroep om gered te word, en dat ons weer by die Vader kan uitkom, deur die versoeningswerk van Jesus. Blaai gou vir my na Johannes 1 toe. En as jy nog nooit hierdie vers gehighlight nie, asseblief highlight die ding, want as jy ooit twyfel of jy 'n kind van God is, en daar is sulke stemme in jou kop wat met jou lol, dan kan jy die ding gebruik. Johannes 1 vers 12. So hy sê, maar almal wat hom, Jesus, aangeneem het, aan hulle het hy mag of reg gegee om kinders van God te word. So as jy iets moet word, was jy dit? Nee, so jy was 'n ander man se kind. Aan hulle wat in sy naam glo, vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Net weer 'n manier om te sê dat my en jou natuurlike geboorte beteken nie ons gered nie. Jy kan in 'n Christenhuis gebore word, jy kan so verlore wees soos wie ook al. Jy moet vir Jesus aanneem. Wat beteken dit om aan te neem? Dit is om te ontvang wat aangebied word. En dit is net so 'n lange lys van betekenis, maar een van my uitgestaan het was om 'n persoon te ontvang, om hom toegang tot jouself te gee. Ek en jy moet Jesus aanneem, ons moet hom toegang tot onsself gee, dat hy ons kan verander. Almal wat in sy naam glo. En glo is om oortuig te wees dat iets waar is, en om jou vertroue in dit te plaas. So ek en jy plaas ons vertroue in Jesus, dat die werk wat hy gedoen het, was genoeg vir my. Dat ek gaan nie eendag voor God staan en sê, maar Here, ek het al hierdie goeders gedoen, sê, ek ken jou nie. Jy moet met die bloed van Jesus voor hom staan, jy moet Jesus aangeneem het om vir God aanvaarbaar te wees. Een nou beskryf het so, hy sê, jy vertrou in Jesus soos wat jy in 'n valskerm vertrou. Wanneer jy uit 'n vliegtuig uitspring, ek verstaan dit nie. Ek kry sommer, as ek nou aan dink, as jy uit 'n vliegtuig uitspring, en hooplik het jy 'n valskerm op jou rug, vertrou jy 100% dat daarin gaan oopgaan en jou lewe red. Presies dit. Ons vertrou 100% dat Jesus se werk genoeg was vir ons. Nog net 13 bladsye, ek's amper daar. So jou roeping, jou primêre roeping is jy's kind van God, en as kind van God het jy 'n roeping. Maak dit sin? So jou primêre roeping is jy's kind van God, en nou dat jy kind van God is, het jy 'n spesifieke roeping, iets wat jy moet doen. En daai is spesifiek vir elkeen van ons. Nie almal gaan pastore word nie, nie almal gaan amper sê ek vlugtelinge, sendelinge word nie. Van hulle het vlugtelinge geword Amerika toe. No offense aan enigiemand. Elkeen van ons het iets om te doen, en dit is nie altyd hierdie goeters nie. Miskien gaan jy 'n onderwyser word wat met honderde kindertjies kan werk. Verstaan julle? Miskien is jy in die finansiële wêreld geplaas om daar 'n verskil te maak. So dit is nie net hierdie goeders wat ons sien nie. Dit is meer as dit, net dit. So ons almal weet nou al dat ons is priesters gemaak. Okay, waar staan dit? Okay, ons gaan maar nog 80 weke moet aangaan. Openbaring 1 vers 5 en 6 wat sê dat ons is priesters gemaak. A kingdom of priests. Vir wie? Vir God. Om wat te doen? Om hom te dien. Ek en jy, elkeen van ons, is getuies. Jesus sê, jy gaan die Heilige Gees ontvang, vir wat? Om getuies te wees. Wat is 'n getuie? Iemand wat vertel van dit wat hy gesien en ervaar het. So ons is getuies van die goeie nuus van Jesus. Ons almal is geroep om heilig te wees. Is julle heilig? Ja, jy is heilig, want jy is heilig gemaak. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 15, julle kan soontoe blaai as julle wil. 1 Petrus 1 vers 15.
Ek sal vir julle lees, hy sê, maar soos hy, wat julle geroep het, okay, ons is geroep, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. So jy is heilig gemaak, maar jy moet heilig word. Dis jou verantwoordelikheid om heiligmaking na te streef. Dit gebeur nie outomaties nie. Dank God, hy het vir ons die trooster, die Heilige Gees gegee om ons die vermoë te gee, maar ons moet saam met hom werk, om al hoe heiliger te word, alhoewel jy heilig is, want wat is die mikpunt? Na wie wil ons gekonformeer word? Jesus. Nou ek weet nie van julle nie, we're not gonna make it, maar dit beteken nie probeer nie. Dion weet, hy gaan nie Arnold Schwarzenegger wees nie, maar hy gaan nog steeds gym toe, want hy probeer. Jo, daar trek die bus. Ons streef om soos Jesus te wees. Moenie gaan, ek gaan dit nooit kan maak nie, ek gaan nie probeer nie, okay? Gaan, streef na heiligheid. So, hoekom is ek en jy heilig? Omdat God wat ons geroep het heilig is, en ons moet sy voorbeeld volg. Volgende vers, 1 Korintiërs 1, vers 1. 1 Korintiërs. So as jy nou nog nie dink jy's geroep nie, hopelik sal jy nou na hierdie. Hy sê Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Wat was God se spesifieke wil vir Paulus? Om 'n apostel te wees. Hy het nie homself daai titel gegee nie. Nee, ek wil nie. Ek bly stil. Hy het nie homself daai titel gegee nie. Hy is geroep tot dit, deur die wil van God. En die broeder Sostenus. Hy het seker 'n tweelingbroer gehad, Tenus, en hy Sostenus, so ek weet nie. Vers 12. Aan die gemeente, of die kerk van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes. Wat is 'n geheiligde? Jy is heilig gemaak. Hoe? In Christus Jesus. So kyk vir jou maatjie langs en sê, jy is geheilig. In Christus Jesus. Jy's nie heilig deur jou eie moeite nie. Dan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges. Die ou probeer 'n punt maak. Die geroepe heiliges. Saam met almal wat die naam van ons Here Jesus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. So wat beteken daai woord gemeente of kerk? So jy kan nou braggerig raak, asseblief moenie, maar waar gaan julle volgende Sondag? Ons gaan na die eklesia. Wat? Jy gaan kerk toe. Wat is kerk? Ek het dit onderstreep. It's an assembly, it's a calling out. So ons as kerk is 'n klomp geroepe mense wat bymekaar kom. Sê vir iemand langs jy is die eklesia. Wat beteken dit om geroep of 'n geroepe te wees? Die volgende ene. Sê vir iemand langs jy is 'n kleitos. Invited, appointed. Wat's appointed in Afrikaans? Aangestel. Aan wat laat dit jou dink wanneer jy dit hoor? Wat? Priesters, ja? So, ekskuus, ek weet wat ek wil. Daar's 'n baie spesifieke plek wat Jesus sê, ek het julle aangestel. Wat? Johannes 15. Wat Jesus sê, ek is die wynstok, julle is die lote, ek het julle aangestel om vrug te dra. So elkeen van ons wat geroep is aangestel. Jy het 'n werk, jy het iets om te doen.
En dan die laaste ene, wat beteken dit om 'n heilige te wees? 'n Saint. Oh, is nie daai saint nie, sorry. Ek weet nie hoeveel julle vang daai, onthou julle van Roger Moore, afval. Ek word 40 hierdie jaar, so, okay. Saint, heilige, hoor gou hierso. Okay, meeste van ons sien daai an awful thing, maar toe maar. Sacred, physically pure, morally blameless, or religious ceremonially consecrated. Holy, one thing, a saint. Nou vir almal wat nou net amper epilepsie gekry het vir al die Engels, sacred beteken net heilig, en consecrated, hoorie, wy toegewy. Iemand wat afgesonderd verklaar word vir 'n spesifieke doel. Elkeen van ons het 'n spesifieke doel wat net ons kan doen. Dis duidelik, nee? Okay. So ek en jy is heilig, ons moet nou so leef. Asseblief, ons moet ophou, myself onder die bus gooi, is fyn. Ophou sê ons is Christene, maar ons leef nie so nie. Dit maak die wêreld nie mekaar. En ja, almal maak foute, iemand ry voor jou in en jy lose dit, want dit is nou net daai wraggiese oomblik wat iemand jou sien. Jy's mos kan ek jou storie vertel? Is jy seker? Nee, toe maar, ek gaan julle altyd onder die bus gooi volgende. Is dit soos, moenie middelvinger vir iemand wys as hulle voor jou inry en die volgende oomblik sit hulle reg voor jou in die kerk nie. Baie lank terug, het was baie lank terug. Maar dit gaan nou weer Luister, ons almal het al middelvinger gewys. Ons het repent, okay? Ja, sy was swanger en hormone was die mekaar en dit was regtig lank terug. En Jesus, ons almal het al iets simpels soos dit gedoen. Jy weet jy word nou, almal weet jy's 'n Christen en dan doen jy iets en dan die volgende oomblik sit hulle reg voor jou en dan sê jy ja, skus. So, ouens, ons almal maak foute. Maar ons leef nie meer daai habitual leefstyl van sonde nie. Ons almal swets elke nou en dan. Jammer Here, dit was ek het nie myself weer so toegepas nie. Ons almal moet net nie dat dit 'n gewoonte word nie. Ons is vrygemaak van daai goeters. So ek wil net teruggaan na 2 weke wat terug toe Henry gepraat het van om jou roeping vas te maak. Jy sien, wanneer Petrus daar praat van om jou roeping vas te maak, praat hy van die feit dat jy gered is. So hy sê, maak die feit dat jy gered is vas. 2 Petrus 1 vers 10. Hy sê, daarom broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. So my vraag is, hoe maak jy jou roeping vas? En ons gelukkig hoef ons nie te wonder nie, want hy sê vir ons in die vorige verse, vers 5 en vers 7, en ek dink ek het daarop, is 'n lange. Ek gaan vir julle lees uit die boodskap. Dit sê dit bietjie net meer in normale Afrikaans wat ons kan verstaan. So lees die boodskap en lees 'n gewone vertaling saam met dit. So 2 Petrus 1 vers 5 tot 7. Hoe maak jy jou roeping vas? Hy sê, moenie 'n enkele oomblik agteroor sit nie. Sorg dat julle geloof in Christus elke dag sterker word. Julle geweet, daar's nie so ding so stil staan nie. Jy gaan of vorentoe of jy gaan agtertoe. As jy 'n sekere vaardigheid het en jy beoefen dit nie, jy gaan agteruit gaan. So ons moet vorentoe, ons moet elke dag gaan so te werk. Nou sê hy vir jou, tweede helfte van vers 5. Span julle in om altyd net die regte dinge te doen. Saam met hierdie ywer om die regte ding te doen, moet julle ook kennis hê. Want as jy nie kennis het nie, hoe gaan jy weet wat is reg en wat is verkeerd? Sorg dat julle die Here goed ken. Ek weet nie hoeveel kan julle onthou, daar's so vers in die Ou Testament wat God sê, as julle wil brag oor die feit dat julle my
ken. Saam met kennis gaan selfbeheersing. Moenie toelaat dat sondige begeertes julle ooit onderkry nie. Saam met selfbeheersing gaan standvastigheid. Hou aan glo. Hoeveel van julle geloof word getoets? Deur gebeure, goeders wat gebeur en dan dink jy, it's not worth it. Wie het al daai gedagte gehad, it's not worth it? Julle almal jok, maar in elk geval. Staan vas, hou aan glo. Staan sterk. Saam met standvastigheid gaan 'n lewe wat God verheerlik. Maak God se naam groot in alles wat jy doen. Saam met 'n lewe wat God verheerlik, gaan absolute lojaliteit teenoor ander gelowiges. Ek is seker oor daai in die geval. Next point. Saam met liefde vir ander gelowiges gaan liefde vir alle ander mense. Alle ander mense. Alle ander mense. Kom die BEE nou uit. Gee rigting om vir almal met wie julle elke dag, gee regtig om vir almal met wie julle elke dag te doen kry. Vers 10 van daai vertaling sê, my broers en susters, wys deur alles wat julle doen, dat God julle na hom toe geroep het. Dis hoe jy jou roeping vasmaak. Alles wat jy doen, wys dat God jou geroep het. Jy beywer jou om daai lys van goeders na te streef. Dit is deel van ons proses van heiligmaking en dit is deel van die proses van groei. Ek en jy moet groei. Ons moet groei. 'n Babietjie wat gebore word, moet groei. Dis in hom ingebore. Ek en jy as babas in Christus moet groei en ons groei deur die woord. So ek en jy moet, ons moet daai goeders nastreef en toepas. En gelukkig, hoor my mooi, jy doen dit nie in jou eie krag nie. Jy het 'n helper gekry. Jy het die Heilige Gees gekry, want glo my, dit is net sy invloed in jou lewe wat vir jou die selfbeheersing gee om te stop wanneer jy voel jy wil iemand iets aandoen. Dit is 'n bonatuurlike. So moenie nie op jouself staat maak nie, vra vir hom, Heilige Gees, help my. Maar weet jy wat? Hy gee vir jou die vermoë, jy moet saam met hom werk. Jy moet kies. Wanneer jy voel jy wil iemand vloek, bly liewer stil. Wat sê Jesus? Seën hom. Maar jy moet die keuse maak. En julle weet dit, maar onthou, niks wat ek doen, selfs al doen ek al daai goed, niks om daai goed regverdig my in God se oë nie. Dis omdat hy my geregverdig het, dat ek nou hierdie goeders doen. Dis nie ek doen om aanvaar te word nie, dis andersom, ek is aanvaar, deur niks wat ek gedoen het nie, nou doen ek hierdie goeders. Dis hoekom Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Staan nie daar, geloof sonder werke is dood. Nie die werke het my gered nie, die werke wys net ek is gered. Want dit is die natuurlike ding wat met ons veronderstel is om te gebeur, is ons hele wese verander. So ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees binne in ons werk, en sy funksie is om ons te help, en wat hy doen is hy begin ons al hoe meer skape of vorm of help om na die beeld van Christus gelykvormig te word, want dit is ons mikpunt. Dis nie ek is beter as almal nie, dit is soos Jesus gewandel het. Hy het compassion gehad vir mense. Hy's God die skepper wat hier rondgeloop het, en sy skepping klap hom, en hy doen niks nie. Dis die voorbeeld wat ons moet volg. Maar Spreuke sê gee 'n dwaase klap, so ek weet nie. Gebruik my onderskeiding, soms het 'n ou klap nodig. So om my roeping vas te maak, is om goeders te doen, of alles te doen, dat mense kan sien, God het ons geroep. En ek het die een aand, toe sê ek iets, en jy weet as jy iets gesê het, en jy besef, sien my eie slimmigheid nie. En die Ou Testament priesters, weet jy hoe was hulle uitgeken? Deur hulle kleredrag, hulle spesifieke uniforms of kleredrag gedra was, mooi goeders, dan mense, daar's 'n priester, daar's 'n priester, daar's 'n priester. Ons word uitgeken, ons word uitgeken deur ons gedrag. So hoe ons optree wys vir mense, dat ons behoort aan Jesus. So as ons kyk na voorbeelde van mense, wat hulle roeping vasgemaak het, en nie hulle het hulle redding vasgemaak, maar toe die spesifieke wil wat God vir hulle gehad het, het hulle vasgemaak, is iemand soos Paulus.
Hy het daai hele ervaring gehad, hy's blind en Jesus roep hom en aan die einde van sy lewe sê hy, ek word soos 'n drankoffer uitgegiet. Hy het sy hele lewe, sy hele wese gegee om God se wil te behaag. As jy dink aan iemand soos 'n Stefanus, ek dink hy was die eerste martelaar vir Christus gewees. Hy het nie die klippe sien kom nie, hy het vir Christus in die hemel gesien, want hy het sy wil neergelê vir God se wil vir sy lewe. Jona, hy het 'n tweede kans gehad. Jona, gaan praat met daai mense, eerste taxi, ander rigting. Ek bedoel, ons doen seker dieselfde. Ek dink net, hoe dink hy, Here, ek gaan van die wegkruip. Jy gaan verloor. En die Here gee hom 'n tweede kans. En Jona luister. En honderde duisende mense se lewens word gespaar. As ons net wil luister. En ek praat met myself, luister net. Nou, Jesus het obviously nie redding nodig gehad nie, want hy was perfek, maar hy het sy wil neergelê. Toe daai beker, toe hy geweet het wat op pad is, nie net die marteling nie, en ons oor 2 weke is dit sulke tyd wees, Goeie Vrydag, waar ons almal weer gaan snot en trane huil, want dit is 'n goeie ding om te sien waar deur hy gegaan het vir ons. Dit was so erg vir hom dat hy begin bloed sweet het, en dis 'n regte mediese kondisie wat met jou plaasvind. Dis dat as jy onder soveel druk is, dan bars jou ek kan nie spesifiek, die vaatjies bars en jou bloed en jou sweet meng en dit kom uit. En ek lees 'n boek wat sê, maar wat jy moet onthou is dat na daai met jou gebeur het, is jy verskriklik sensitief. Jou hele lyf. En wat gebeur toe daarna met hom? Vir my, vir jou. En dan sukkel ons om te sê nee vir die goeders wat ons vashou, wat ons weet is sleg vir ons. Ek praat met myself, ek het lank gesukkel om daai foon neer te sit, om my skerm af te sit. Maar dis eers soos iemand gesê het, wanneer jy besef dat hierdie goeders waarvan jy vrygekoop het, die bloed van jou redder geëis, los jy daai goed. Want hy's 'n liefdevolle Vader. Hy wil nie sien hoe jy jouself vernietig nie. Maar hy gaan dit op jou afdwing nie. As jy nie wil luister nie, gaan hy jou los, dat jy kan voel hoe dit voel. Ek weet of dit heeltemal reg is om dit te sê nie. Maar hy gaan nie homself op jou afdwing nie. En ek kom terug na my eerste vraag, dus hoekom dien ons hom? Hoekom sal ek my wil, my drome, my planne neerlê? En dis 'n moeilike ding om mee toe grips kom, want dit kos jou iets. Hoekom sal ek dit doen? Vir alles wat hy vir my gedoen het. Vir alles wat hy vir my en vir jou gedoen het. Ek wil amper vir myself sê, is like, hoe durf jy nie voluit gaan nie? Sonder om nou 'n guilt trip op enige iemand te sit, asseblief, ek sê julle. Maar weet jy wat, ek en jy het die voorreg om die volgende te doen, Romeine 8 vers 15. Hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Wessel is nou nie hier nie, maar ek wil vir hom dankie sê, want hy het so 'n video gestuur in die week wat hierdie gehelp het om by mekaar te kom. En ek is lelik, ek kyk gewoonlik nie goedjies as mense dit vir my so stuur nie. En Hendrik sê, dis baie mooi, traangesiggie. En ek dog, ek kom gaan kyk toe, 4 minute later, traangesiggie op die mat. So ek gaan dit vir julle speel, van julle het dit seker al gesien, maar luister wat hierdie ou te sê het. Sommer so in ons eie taal, Abba my. Wie van julle kan nog onthou wat die woord Abba beteken? Toe ons klein was en moeg geraak het ons vir ou Boet of ons pa gevra, Abba my tog asseblief. As die pad vol dorings en skerp klippe was, het ons gevra, Abba my tog asseblief. As iemand jou Abba, het jy op sy rug geklim, hom styf om sy nek vasgehou en nogal jou pene ook om hom geslaan, en jy het die gelos nie. Ek het maar altyd gedink dis sommer net 'n boere opgemaakte woord, maar hoe verkeerd was ek nie. Die woord Abba kom egter van die Arameese taal in die Bybelse tyd. Dit is afgelei van die Hebreëse woord af,
wat ook Vader beteken. Wanneer ons God Abba Vader noem, erken ons dat ons 'n kind en 'n afhanklike van God is. Dit klink wel kinderlik, maar Abba is eintlik 'n baie diep term wat ons volle persoonlike verhouding met God beskryf. Dit is dit wat ons uitnooi om hom te nader met eerbied en intimiteit. So hierdie term Abba sien ons dus as 'n metafoor vir hoe God ons deur die lewe dra. Baie soos 'n pa of 'n ouboet wat 'n kind op sy rug dra. Hierdie beeldspraak wys ons die vertroosting en die leiding en die omgee wat God ons gee. So net soos 'n kind sy pa vertrou wanneer hy hom Abba, net so kan gelowiges vir God vertrou om hulle deur moeilike tye te dra. God is altyd teenwoordig en is altyd gereed om jou te Abba. Wanneer jy oorweldig voel, herinner jouself daaraan, ek is nie alleen nie. Daar's iemand wat omgee en wat bereid is om my op sy rug te dra. As jy dalk gedink het ek suig al hierdie goed uit my duim uit, kyk gerus na hierdie paar verse wat hierdie redenasie bekragtig. Ek het jou gemaak, ek sal jou dra, ek sal jou onderhou en ek sal jou red. Werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. En in die woestyn, waar jy gesien het hoe die Here jou God jou dra, soos 'n vader sy seun dra, al die pad wat jy gegaan het, totdat jy by hierdie plek gekom het. Geloof, sê die Here, aan God ons verlosser, wat daagliks ons laste dra. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Hy versorg sy kudde soos 'n herder. Hy maak die lammers in sy arms bymekaar en dra hulle naby aan sy hart. Hy lei die wat klein is, sagkens. My vraag vandag is, wie van ek of jy kan met eerlikheid sê, ons het nie 'n Abba nodig nie? Wanneer laas het ons uitgeroep na Abba? As daai klein seentjie van ons hierso oor die parkeerterrein loop en die klippe maak sy voete seer, weet jy wat doen hy? Papa oppie. Hoekom? Hy kan nie self nie, so hy reik uit na iemand wat sterker is, wat kan. Wanneer laas het ek en jy uitgeroep na Abba? Want ons probeer ons eie laste dra. Hoe werk dit vir jou? Ons probeer goeders in ons eie krag doen. Hoe werk dit vir jou? So ek kom terug na my vraag, is like, hoekom sal ek hom dien? Want ek weet my Abba het die beste vir my in stoor. Dit lyk miskien nie soos wat ek dink nie, want ek waarborg jou, Stefanus het nie gedink, dis soos sy pad gaan lyk nie. Maar soos Psalm 23 sê, U lei my in die spore van geregtigheid. Volgende vers, al stap ek deur die dal van doodskaduwee. So soms gaan jou paaie van geregtigheid jou deur moeilike goed vat, maar Abba is by jou, die herder is by jou. So wanneer laas het jy uitgeroep na jou Abba, jou Vader, om jou te kom help, wanneer jy nie kan nie? Hy is die een wat hierdie roeping vir jou gegee het, hy is die een wat vir jou die krag gee om dit te doen, hy is die een wat vir jou die geestelike gawes gee, om te kan doen wat jy moet doen. Nie sodat jy kan brag, en sê, ek is dit, en ek is dat, en ek is profeet so en so, en ek is hierdie daai nie. Nee, dit is om te dien, hom te dien en mekaar te dien. Wat noem ons 'n Sondagoggend wanneer ons by mekaar kom? 'n Diens. Hoekom 'n diens? Want ons dien die Here en ons dien mekaar. Wie diens wie? Abba, hy's by julle. Peer, hy's by julle. Abba is by julle. Hier het hom nie omkant gevang nie. Wanneer jy deur moeilike goeters gaan, reik uit, sê Abba, oppie, ek kan nie. En dis wat ek vir julle wil los vanoggend. Elkeen van julle is geroep om kinders van God te wees. Elkeen van julle is geroep om iets vir hom te doen. Jy het 'n roeping as 'n kind van God. En hy gee vir jou alles wat jy nodig het om dit te kan vervul. Nie in jou eie krag, nie in die Heilige Gees se krag. Bly naby aan hom. As jy nie weet wat jou roeping is nie, bly naby aan hom. Hy sal jou voetstappe rig. Jy hoef nie alles vooruit te weet nie. Sy woord is 'n lamp vir my
sodat ek elke tree kan stap. Geloof, ons moet glo dat hy 'n goeie Abba is. En ek staan baie keer skuldig, wat ek wou nie hiervoor gestaan het nie. Hierdie is nie wat ek gedink het ek gaan doen met my lewe nie. En ek worstel nog steeds daarmee, maar dis 'n klap in die gesig van my Abba, wat vir jou geroep het en gesê, dis wat ek wil hê jy moet doen. Want die ding is, ons dink ons planne is beter. Ek dink, hoe dof, ek dink my planne is beter vir myself, as God almagtig. Hallo, dis breindood. Hy het 'n goeie plan vir ons. Dit lyk miskien nie altyd so wat ons wil nie, maar ons moet vertrou dat hy 'n goeie Vader is wat ons gaan lei. Bly naby aan hom. Amen. Amen. Dankie.